groot en is almachtig. Daar is niemand soos U, Here. Kom en word verheer oor Lam van Golgotha. U is die kenner van die hart en U is die toetser van die wiel. U is die een wat wandel tussen goud en die laan. Here, U word genoemd wonderbaar, aards en sterke God. Ewige Vader en vredevors. U is koning oor alle konings. Maar Vader, voor U staan 'n jong man, Here. Wil U my toetrek onder die kosbare brood, Here. Wil U my tong raak, Here, en die gedagten raak, Here. Dank U dat U die Here sal wees, Here, terwyl ek U woord voortbring, Here. Dank U dat ek weet, Here, dat die woord van Here sê, U woord is 'n lamp vir ons voete, Here. U woord bring lig, Here. U woord bring hoop, Here. Almagtige God, ons weet dat U ag U woord hoor as Uself. Ons vra dat U door U woord sal seën in die naam van Jesus, Here. Met eer en dankzeggings. Amen. U mag maar sit. Wat 'n voorreg is dit om in die huis van die Here te wees op hierdie dag. Amen. Het is 'n groot voorreg, want as dit nie vir hierdie dag was nie, dan sou ons nie hier gewees het. Sou ons nie so vry gewees het soos wat ons nou hier is nie. Terwille van die kruis is ons hier. Amen. Kan ons die Here 'n prys gee vir die dood van die kruis? Halleluja. Amen. Ons kry ons skriflesing vanoggend in die boeke van Lukas 23, die 46ste vers. Amen. Lukas 23, die 46ste vers. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Kan iemand sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Laat die toon te groet aan die manne van die Here, Bishop, ons apostels, ons pastoor, ons leraars, elke ouderling, diaken, almal op hulle ranke. U is gegroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. Die mooi gemeente, U is gegroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Nou vandag deel ons met die laaste 7 kruiswoorde wat opstaan in die boek van Lukas 23, die 46ste vers, wat sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nou laat my toe om hierdie skrif in 3 te deel. Vader, die Vader se hande en die oorgee van die gees. Die eerste ene is die Vader. En in hierdie skrif sien ons dat die Vader die skepper is. Ons sien dat die Vader die een is wat die hemel en die aarde geskapen het, en hy is die een wat alles geskapen het in die begin. Hy het selfs mens geskapen en 1 Timoteus 4:4 sê, en alles wat God geskapen het, was goed geskapen. Amen. Amen. En hier noem Jesus om Vader. Romano sê sodat dat die Islam volk kan nie hulle God noem Vader nie, want hy is nie 'n Vader vir hulle nie. Maar hier sien ons dat ons 'n God het wat ons 'n Vader kan noem. En die Engelse taal is 'n Abba. Wat genoem word Vader. Ons kan daar 'n God het wat ons kan noem Vader. Die derde ene is die oorgee van die Gees. Nou die oorgee van die Gees van Jesus vir ons beteken dat nie my wil nie, maar U wil. So jou wil en jou beheer moet jy totaal oorgee na die Here kan kontrol vat. In die boeke
sien jy dat die pottebakker besig is met 'n voorwerp. En terwyl die pottebakker besig is met die voorwerp, sien jy dat die voorwerp misluk. En in dieselfde skrif van Jeremia 18 sê die Here, sal ek dan nie soos hierdie pottebakker wees, soos wat ek met julle sal wees, huis van Israel. Hy sê, sal ek dan nie die klei in die hande van die pottebakker, soos julle in die hande van my sal wees. Sê vir iemand, ek wil toch in die hande van die pottebakker wees. Ek wil toch in die hande van die Here wees. Laat my toe om my boodskap te titel, laat my val in die hande van die Here. Laat my val in die hande van die Here. Nou sê, wanneer 'n mens val in die hande van die Here, sê daarom wanneer 'n mens val in die hande van die Here, is daar genade. Maar wanneer ons in die hande van die mens val, is daar geen genade nie. Van maak jy nou 'n voet, môre hou hulle dit teen jou. Maak jy nou 'n voet, môre hou hulle dit teen jou. Van die mens het geen genade nie. Die mens kan jy net op die sekere gedeelte dra, maar hulle kan jy nie verder dra nie. Nou sê, wanneer jy in die hand van die Here is, sê die Psalm 103, hy weet van wat ons gemaak is. Hy weet wat toe ons in staat is. Hy weet wat toe ons kan dra, en wat toe ons nie kan dra nie. Hy weet wat toe kruis ons kan dra, en wat toe kruis ons nie kan dra nie. Sê die skrif, sê hy sal ons dan nie die kruis gee wat ons nie kan dra nie. Hy weet waarvoor ons gemaak is. En vanoggend sien ons dat mense wat in die hande van die Here val, is die mense wat nodig is om qualified te wees in die normaal. Is die mense wat hoef lang of kort te wees, die pastoor. Maar die Bybel sê, hy hoef nie qualified te wees nie, want die Here kyk nie na die uiterlike nie. Die Here kyk toch na die innerlike. Sê vir iemand, hy weet waarvoor ons gemaak is. En hier sien ons vir Jesus, hou op die kruishout van Golgotha, verstoot en verlaten, moeg. Hy weet nie veel hoe om te eet nie. Hy weet nie veel hoe om te roep nie. Maar die laaste ding wat hy kan doen is, hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees. As Jesus die hande, as hy die gees in die hande van die mense gee, so hom aangespot het, so hom aangevloek het, so hom aangespieg het. Maar Jesus besluit op daardie oomblik, ek gee my gees oor aan die hande van die leidsman, aan die hande van die vooruitgang. Ek gee my gees oor aan hy wat my gemaak het. Want hy ken my, hy ken die fout toe ek in staat is. En die skrif van die Here sê in Psalm 127, soos 'n pyl in die hande van 'n hert, so in die seuns van die jeug. En ek wil vir iemand vandag sê, wanneer jy in die hande van die Here is, as jy dangerous. Wanneer jy in die hande van die Here is, as jy extraordinary. Jy is nie meer normaal nie, want jy is in die hande van die Here. Jy hoef nie gequalified is nie. Jy hoef nie geëducated is nie. Jy hoef nie ryk of vet of swart te wees nie. Maar solank jy in die hande van die Here is jy sterk. Is jy sterk. Van 'n normale klap kan 'n reus doodgooi. 'n normale kakkebeer van 'n esel kan 'n duisende doodmaak. Die Psalm skrywer, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskrywing, sal ek geen onheil sien nie. Nie omdat ek in die hande van die mens is nie, maar omdat ek in die hande van die Here is. Laat ek toch val in die hande van die Here. Laat ek toch val in die hande van die Here. 'n normale seun wat weggegooi word in sy troes, word onnormaal gesit in die hande van die Here. En toe sê die hande van die Here man, maar kom die pijnloos. Sê ek wil in die hande van die Here wees. Jy hoef nie qualified te wees nie, normaal. Hulle van iemand wat toch net drome kan uitleg en wat bid. Hulle besluit om daardie normale man in die leeuwkeel te gooi. Maar omdat hy in die hande van die Here is, het hy 'n leeuw geword tussen die leeuws wat honder was. Die 3 manne
in die hande van die Here. In die hande van die Here. Wanneer jy in die hande van die Here is, nodig jy nie om moeikere te hê nie. Nodig jy nie om groot te wees soos jou broers nie. Die Bybel sê ek saamkom by die huis van Isak. En toe sy daar kom, is hy gestuur om 'n koning te gaan salf. Maar terwyl hy kom kyk in die broers en hy sê wat hier is hy. En die Here sê van die Here tussen hulle. En die Here kom en sê dat hy nie sy Here te sê nie. En hy kom en vra dat hy nie sy Here te sê nie. Daar is een wat stil na skape. Daar is een wat stil na swetje. Daar is een wat verwerp is. Daar is een wat weggegooi is. Daar is een wat gespot is. Daar is een wat gevloed is. Daar is een wat weggegooi is. Hy is die koning van Jerusalem. Ek sê jullie om waardigheid, jy is in die hande van die Here. En omdat jy in die hande van die Here is jy het hier nog maar. Jy spreek er nog maar. Want wanneer jy loop jy met die Here. Wanneer jy stap jy met die Here. Want jy is nie alleen. In die hande van die Here. In die hande van die Here. Wanneer jy in die hande van die Here is, van alles kasten, kom jy voor een berg. Dan hoef jy nie weer jou krachtig te brengen. Dan hoef jy nie weer baie te sê of baie te doen. Dan kom jy soos die profete wat kom voor die berg. En hulle besluit om te sê, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Ek sê not by might, not by power, but by the Spirit of God. Ja, ek op jou laat staan, not by might. Hulle wat kinders, not by might. Hulle wat jou sleep, not by might, but by the Spirit of God. Daar die mense, laat hulle praat, laat hulle sê, wat not by might. Hier is daar Hanna, voor Pauline en Potiphar. En sy is besig om gespot te word die Hanna. Hulle praat van die Hanna wat nie kan kinders kry nie. Maar Hanna gaan in haar kamer en sy sê not by might nie maar. Sy sê not by power, but by the Spirit. En toe sy uitstap,